Naand julle almal. Ekskuus tog, sorry Armand, Yes, ek het jou gerespekteer nog die hele tyd. Kan jy die man, ek het vir hom hier ingesit sodat hy kan klaar praat Ja. vir 'n rede. As enigiemand in my comments 'n probleem met daarmee, dan kan jy dan maar my live verlaat, maar Armand, ek gaan vir jou vra, gee die man kans om klaar te praat, jy kan praat na hom. is reg. Hierdie is hoe dit werk. Dankie. Ek is 18 Danny. Julle aangaan, ek het 'n voice note van Caffie afgekry wat ek vir julle moet speel. Kan Ricardo gou klaar praat? Okay. Toe sê ek, sy kan nie so met die tannie praat nie, toe sê sy, ja maar hierdie vrou maak net moeilikheid oral waar sy gaan, sy stuur waar sy gaan, alles, sy is vanmiddag 5 uur uit my perseel uit. Toe sê ek vir haar, Cassie, jy kan nie sulke dinge nou regtig doen nie, maar in elk geval, toe sê Jerry Vermeulen en so, het ook gesê, Cassie die beste is, maak jou plek toe. Toe sê Jerry ook, hy ding wat moet gebeur by Golden Oldies is, einde van hierdie maand, van die einde van hierdie maand af maak sy nie meer vir die mense kos nie, hulle betaal hulle verblyf om daar te slaap, 1500 of 1600 rand 'n maand, hulle sal sorg hoe hulle vir hulle self gaan kos kry, van die einde van die maand af. Alright, net daarna, die hele... Ricardo, so basies al wat ek wil weet is, jy het geen direkte, jy was nie direk daar betrokke gewees, met ander woorde, soos jy is nie direk by die huis betrokke, of met finansies inkry, finansies distribute vir hulle, of soos in enige ietsie waar dit in jou rekening inkom, en wat jy dit van jou rekening af na Golden Oldies of na Cathy, of ietsie soos dit moet stuur. As jy met enige ietsie soos dit betrokke? Bama, absoluut niks nie. Absoluut niks nie. Ek weet, om eerlijk te wees, ek weet nie eers waar sy die plek regtig nie. Dankie. Ek is nog nooit daar nie. 100%, dis al wat ek wil weet. Ricardo, dis al wat ek wil weet. Wacht even vir my, Ricardo, dis al wat ek wil weet. Dis al wat ek wil uitkry. As jy nie betrokke is by dit nie, dan gaan ek vir jou sê, dankie. Lekker aan verder. Ons is vir Marie ook, hier so gou, Marie, wil jy gou vandag ietsie sê? Hoi Boma, hoi Gino, almal. Ek wil net gou aansluit by die vorige vroukie wat gepraat het in verband met die oom wat nou daar buite sit en gevra het, hulle moet hom daar uitkry. Nou, wat ek nie kan verstaan nie is, Tannie Mandy, hulle is daar, en soos wat ek verstaan is daar 6 of 8 mense wat nou daar agterbly, wat nêrens heen wil gaan nie. Dink julle die mense is te bang om te gaan? Of hoekom het hierdie oom nou vir hulle gesê dat hulle moet hom daar uitkry? En dit is vir my 'n regtig 'n groot kommer, want word daar vir die mense dalk ietsie gesê dat hulle te bang is om te praat? Want hoekom het hierdie oom nou vir hierdie mense gesê hulle moet hom daar uitkry? Hy is bang. Dus ek sal presies dieselfde gesê, die mense, daar is mense wat seker in vrees is daar so. Is daar nog iets wat jy wou bysit? Jammer, Marie, daar's 'n hele lysie vol mense, ek probeer net Okay, wacht, hier sien ek 'n comment, iemand sê, vra vir my, het jy die comments gelees, dan die Mandy vat om môreoggend, ek met haar gepraat, alright, dan is dit gesort, nee, dan is dit 100%, ek het dit nie gelees nie, maar ja, dan is dit 100% nie, ek het net gewonder oor hom, maar as dan die Mandy om môre vat, ek verstaan, sy kan sekerlik nie vandag almal gesort kry en uitkry en wegkry nie, maar nee, dan is dit 100%, en soos wat Ricardo ook nou gesê het, ek sal graag by Tannie Cathy, uit haar mond uit wil weet, hoekom is daar vir ons gesê 33 mense, ek wil dit by haar weet, want ek het kos gestuur vir hulle, en daar is vir my gesê daar 33 mense. Dis 100%. Jean of Boma, as julle alweer in 'n live kry, mag julle dit vir haar vra, dat ons net kan hoor, hoekom het sy gejok daaroor? Okay. Jennifer, wil jy gaan vir ons die voice nou speel, en dan as dit reg is, kan ons vir, ek weet nie, wat sê een is nou Armand hier, so is dit nou die Rebel ene, of is dit nou die Arie Delport ene? Okay, so, okay, en dan hierdie Rebel, wie is jy? Is jy Cathy Scrooby se laaitjie? Yes, hom. Okay, nou wie is Arie Delport nou hier, so wat een van die, ek so gou dit uitsorteer, maar Jennifer, sorry, speel gou vir ons die voice note. Jennifer, ek stel voor,
Hulle hou op met daai laai waarmee hulle besig is. Hulle is besig om my te diskrediteer. Speel asseblief hierdie ding vir hulle, dat hulle weet, ek wil graag weet in wat se professie is June, dat sy al hierdie goeders kan gebruik, en dat sy besig is om my naam te beswadder. Ek gaan kriminele sake oopmaak teen hulle. Ek is sopas geadviseer deur my prokureur om hierdie recording te doen, en ek wil graag weet wat se professie, Sorry julle, hy gaan dood. in wat se hoedanigheid het sy as professie om hierdie saak te voer en om al my goed op social media te sit wat deel is van die Poppy Act. So my prokureur soek al hierdie inligting asseblief, want ons is besig om die ding te record en ons gaan dit gebruik in die hoek. Dit is Google. Julle moet vir Google vat, soek vir Google. Soek vir Google. En dan Seker, ek het gou vanaf iets sê, ek julle my die boksie uitgooi. Ons sukkel met die vrou van laas jaar af. Tannie Shaz en mooi ons toe gestuur al laas jaar. Toe ons laas jaar vir Katie begin vra, toe jaag sy ons weg daar. Toe gaan ons poliesstasie toe gaan kry ons iemand wat saam met ons kan teruggaan soontoe. Toe jaag sy ons met die polisie weg. Toe die ou mensies wat in kontak ingekom het met ons, toe het ons met die ou mensies gepraat en die ou mensies gesê, die tannie slaan hulle. Ek het foto's daarvan. Met dit, toe sit kyk, wat is haar naam, Katie, toe sit sy die twee ou mensies op straat uit. Toe kos het ons om vir die ou mensies blyplek te kry. Maar ons het die foto's en alles daarvan, ek sal vir Shades vra dat Shades al die foto's vir June stuur. En daai was presies dieselfde ding gewees, ja nee, my prokureur, sy blaf net. Dis fyn. Laat sy prokureur so ver as wat sy wil. Arie Delport, wat wil jy bydra hierso? Ek wil net vir Armand sê, Armand, ek het nie, jou ma is nie my ma meer nie, lankal nie meer nie, en ek het nie vir julle afgeskryf nie, jou ma het heeltyd vir my gelieg, en dis hoekom ek heeltyd weg is daar, so, want jou ma kan nie eerlik wees met my vanaf kleintyd af nie, sy het heeltyd in my gesig bly vir my gelieg. Laat jou ma jou die waarheid vertel wat daar gebeur het tussen ons, en ophou vir julle ook lieg. Ja wel Arie, ek het jou ook afgeskryf as my broer, so ek het niks vir jou eintlik te sê nie. Ek is maar net hierso, want daar was 'n tannie gewees wat gesê het ek wil haar ma aanrand of so iets. So ek wil net my kant ook daar stel, so ek het nie 'n boetie nie, my boetie is dood. Ja, en jy is ook nie my broer nie. Ek het 2 broers hierdie kant. Ek het genoeg broers en susters, jy is niks van my ook nie. Sterkte. Kan ek jou vra, Arie, is jy bewus van, is dit jou stiefma? Nee, sy is my regte ma. Is jy bewus van wat aangaan en die sake en goed? Ek is bewus daarvan, maar ek praat lankal nie meer met haar nie. Het jy enige van hierdie goed gesien? Of Nee, die laaste ruk nie, ek het net gehoor van alles, maar ek stel nie meer belang in haar liegery en bedriegery, en dit vir my is sy nou soos water van die een se rug af. nie onlangs nie, beteken dit in die verlede? Haar geliegery kom al die laaste 30 jaar wat sy en my pa getroud is. In wat se sens? Scam hulle mense, wat doen hulle? My pa het al geskei toe ek nog baie klein was en goed, weens haar geliegery en bedriegery. Sy maak my pa se naam oral te sleg, want sy sê my pa het haar geslaan en goed, en dit is nie waar nie, my pa het nooit so goed gedoen nie, en ja, sy het baie bedrog gepleeg al en goed ook. Baie dankie Arie, ek gaan met jou kontak maak van die app af, hoor, baie dankie en sterkte, jammer vir waar jy is, hoor. Arie, kan jy vir my 'n guns doen, Arie? Kan jy net vir my net 'n DM stuur om te sê hoe ons in die hande kan kry en dalk net vir June, of as jy net vir June wil doen, dis fyn, dis jou keuse. Dankie, sorry Pel,
jammer oor die goeters. As daar nog iets is wat jy wil bydra, kan jy bydra. As jy voel jy wil uitklim, jy is meer as welkom om enige een van die twee te doen. Dis reg, baie dankie. Nou kan almal my seker sleg sê wat aan haar kant is, maar is ook maar so. Kyk, is jy veilig? Wat ek wil weet is as jy veilig waar ook al jy is nou, gaan dit moet nodig wees dat ons jou veiligheid verder reël vir jou of jy verstaan wat ek bedoel probeer sê. Ja, as jy veilig. Nee, ek is alright, ek sorg vir myself en vir my gesin en goed, so ek het niks nodig van haar en van niemand af nie. Mate projekte of shelters enigsins? Nee, glad nie. Baie dankie. Reg so, Armand, Rebel, ZN. Yes, oom. Die tannie wat gepraat het en gesê het dat jy wou haar te lyf gegaan het. Nog verstaan jy wil jou kant van die storie stel. Kan jy as jy wil, kan jy die storie stel as jy wil. Asseblief oom. Gister selfde storie. Tannie Judy het dit wel reggemaak op TikTok ook. Ek storm geen ou mens af nie. Ek lig nie my hande vir 'n ou mens nie en ek sal ook nooit nie. Of kom ons sê so, althans ek lig nie my hande nie. Die dag wat ek my hande vir klomp kak gelig het is ook verby. Ek het nog nooit my hande gelig vir enige ouer persoon as ek nie. Ek het wel my vriende en goed al geslaan, maar nog nooit iemand ouer as ek nie. Weet jy, ek gaan hierdie sê, dit is nie my plek om te sê nie, maar ek voel nou rarig en ek vere. Dit is vir my hartseer as ek so luister na jou, nee, en ek hoor hoe jonk jy is, en ek luister na die jongman stem wat jy het, en die manier hoe jy praat. Jy klink asof jy goeie maniere het, jy klink na 'n goeie laitie, en my hart fucking breek om te weet dat jy deur hierdie goeders moet gaan. Wat is nie my plek verder om enigs te sê oor dit nie. Chopper, ek hoop regtig, jy val nie op dieselfde pad as wat jou ma val nie, en daai kak kom nie in jou lewe voor nie. Sterkte met die res van die tyd vir jou, ek gaan jou nie verder in my boks jou nie, ek voel nie dis die regte ding om te doen nie, ek gaan vir jou vra om uit te klim. Ek het hy is 18 jaar oud en jy kan dit op die recording hoor. Wie het dan die tannie vasgebind? Die polisie het ons toestemming gegee om haar vas te bind, want sy het almal sleg gemaak hierso en sy het my ma te lyf gegaan. Toe het die polisie gesê, ons moet haar vasbind voordat hulle haar hospitaal toe vat. Toe het ek gegaan, die polisie was hier gewees toe ek haar vasgebind het, want hulle wou niks doen het nie voordat sy vasgebind was nie. Want die tannie het 'n probleem gehad, sy het 'n probleem. So die polisie was hier gewees toe ons haar vasgebind het. Het jy gehelp haar vasbind? Ek het ja, tannie. Het jy enige kwalifikasies om met psigiatriese pasiënte te werk? Nee, maar die polisie het vir my gesê ek kan haar vasbind. Het die polisieman vir jou... En dan kan ek ook dalk net 'n laaste ding sê, tannie. Armand, hou net gou vir my aan, hoor net gou vir my. Het die polisie op die foon vir jou gesê, Armand, bind die vrou vas voordat ons uitkom, of het jou ma, of het jou pa, of wie het vir jou die opdrag gegee om die vrou vas te bind? Wie het vir jou gesê, doen dit? Die polisman wat hier by die hek was, oom. So die polisieman het direk vir jou gesê, maak haar Ek wil ook vas. net iets sê, oom, ek het nie 'n pa nie, my pa is oorlede toe ek 6 jaar oud was, ek het nie 'n pa nie. So ek het net my ma. En dan ek wil ook net nog iets sê, wat van oom Ricardo afkom, want Ja, ek is al van gister af wat alles net gebom het op TikTok, is ek al in elke liewe live. Gister was oom Ricardo se woorde gewees, Ekskuus my taalgebruik, my ma het vir tannie Judy gesê, fucking teef. Nou weer vanaand sê hy iets anderste. So ek weet nie of hy nou wat hy wil sê nie. En Kan dan ek vir- oom Ricardo kan het ek ook al ook vir my vra? gesê, ja, wag nou met oom Ricardo. Ek worry nie nou oor oom Ricardo nie. Ek wil weet, toe jy die tannie nou vasgemaak het, soos wat jy sê die polisieman vir jou gevra het, waar was jou ma gewees in die sê jy het net nou was al gesê gewees, die vrou was wild gewees. Nou toe sê jy het haar alleen vasgemaak. Hoe wie het jou gehelp met dit? my ma het my gehelp oom.
Want ek raak nie aan 'n vrou as daar nie 'n ander vrou betrokke is nie, want dan kan ek aangekla word vir sexual harassment en goeters. Okay. Wag, So toe- is hierdie die eerste keer wat jy so iets mis doen? Ek het niks meer betrokke by die plek nie. Ek bly hierso want ek het nie dis my ma, ek bly by my ma. Ek het verder het Nee, niks dit te was doen nie met my hierdie vraag plek nie. nie. Dit was nie my vraag nie. My vraag was, is hierdie die eerste keer wat jy so iets mis doen? Hy word nou, ja, Armand, is jy nog daarso? Dis ek tannie, Kan jy vir ons sê, is dit die Ouma, eerste kan keer? dis my Armand, is Kan ek iets vir Is sy Armand dus- sê? Armand, ek wil hê jy moet vir my luister, moenie afgaan nie, ek hoop jy kan my hoor. En almal van julle nie, ek het al goed gehoor van hierdie kind, nee, hallo liefie, ek het al goed gehoor van hierdie kind, maar nog nie 'n slegte ding van hom gesien nie. Hy dra ou mense rond wat amputees is. Trappe op, trappe af eetsaal toe. Hy staan in skorrelgoed was. Hulle maak kos, hy en sy sussie. Hy's altyd beleefd, hy help in die dorp, hy help groceries dra vir ons wat nie eens daar bly nie. Ek het nog nooit hom disrespekvol gesien teenoor enige iemand nie. So as hy dit doen, kan ek nie sê hy doen dit nie. Ek kan net van Armand goed praat, verstaan? Baie mense het sê ja, maar het in die verlede, ek weet dit nie. Ek wil net vir Armand sê, nê? Ek is trots op jou en Leandri, hoe julle die ou mense bystaan, as kinders, vir hoeveel jare al. Ek is moer trots op julle en julle weet, ek het baie keer gekom en dan het ek vir julle ietsie gebring om vir julle dankie te sê. Want julle staan by daai wasbak en jare se skorrelgoed was. Dis al wat ek vir jou wil sê. Dis reg, dankie tannie. Boma, kan ek 'n vraag vra asseblief? Ja, sekerlik, vra die vraag, dis 100. Armand, goeienaand seun. Ek het jou ook opgesom as 'n baie goeie kind. Maar Uncle Jack wil net vir jou. Armand, kan jy my hoor? Waar kry jy jou kan foon? Ek het homself gekoop oom. Ek wat elke maand met my Wat het jy- eie geld betaal oom. En die data goed wat op hom gelaai is? Dis my eie gekoop oom. Waar werk jy? Waar werk jy, seun? Die werk ek Werk het werk jy nie, nie? maar ek word jobs. Ek werk maar hier en daar vir mense. As hulle iemand doen odd jobs vir my. Of kom dit van jou ma af? Nee, Armand? net oomlik hè. My sigaret, data en alles kom nie. Ek het Okay, maar wat ek fisies net wou gevra het, of sy sussie ook 'n foon het, en Kyk. of Kan ek hierso vra? Sorry, Uncle Jack, ek gaan nou, jammer. Hierdie sit nie reg met my nie. Ek verstaan die kind het gesê hy's 18 en dit Ja. dit sit ek sê maar dit sit nie reg met my nie. Armand, kan jy vir my asseblief uitklim? Ek vra mooi, klim uit die boks uit vir my nou. Ek dink ons het genoeg uitgevind by hom wat ons moes uitgevind het. Genoeg is gesê. Ek wil hom nie verder onder 'n kruisverhoor plaas of iets van die aard nie. Asseblief kan hy net uit. Dankie. Ek wil gou iets, Ja. ek wil gou iets sê. Het julle mense al na die groter prentjie gekyk? Imagine nou Kathy word toegesluit. Wat gebeur met Armand en sy sussie? Okay, want hy en sy boetie beklei klaar. Die enigste een wat te werk het is die ouer broer. Hulle twee praat nie eens met mekaar meer nie. Wat gebeur met
met daai ander? Wat gebeur met hulle? Mense kyk die groter prentjie wat hier aangaan. 2 broers beklei soos kat en hond. Wat van die sussie? wat? Okay, Batman, ek gaan vir jou 'n antwoord gee. So wat jy wil hê dan nou moet gebeur is basies wat jy sê is die jare se goeders wat gebeur het, moet ons nou prys sit en al die mense wat in die verlede seer gekry het en wat tans seer kry, moet ons prys gee nou as gevolg van 'n boetie en 'n sussie hierso wat klaar volgens sy eie woorde 18 jaar oud is. Op die einde van die dag, dit wat ek nou gaan sê is dit is die waarheid, niemand gaan dit wil hoor nie. Dinge gebeur. Hulle het nie gevra om daar te wees nie. Hier is die mense was daar. Iemand moet dit kan uitbring. Iemand moet dit uitbring. As my vrou toegesluit word, is dit nie kinders se skuld nie, dis nie my skuld nie, dis niemand in hierdie boksie se skuld nie, dis Cathy se eie skuld wat sy toegesluit het. Sy moes aan haar kinders gedink het voordat sy gedoen het wat sy gedoen het. Ja, nee, kyk, ek gaan uitspring. Ek sien jou moderator sê ek moet uitklim. Okay, nee, is reg. Shop. Okay, shop. Okay, wat ek net wil sê, hy is 18. Hy is 18 jaar oud. So hy kan mense met disabilities en struggles ronddra. Dis fyn. As iemand val en seer kry, is dit ook seker nie sy skuld nie. Nommer 1, hy het hier kom inklim. Nommer 2, nommer 3, wil jy vir my sê hy word nie vergoed vir sy werkies wat hy doen daar nie. So hy is oud genoeg gewees om 'n ou tannie vas te bind met tou. Dan is dit fyn. Maar hy is nie oud genoeg om 'n paar vragies te antwoord hier nie. What the fuck? Vandag praat Junie, dan gaan ek uitklim. Ek dink dit is vir my verskriklik hartseer dat die kinders gebruik word as spionne en gemanipuleer word vir soveel jaar. I don't think he really has a choice in this situation. Om iemand vas te bind, let's not go into that detail, want wettiglik die polisie, ek sien die mense sê in die comments, die polisie sal dit nooit sê nie, maar weet jy wat, ons almal weet hoe ons polisiediens lyk op die oomblik. Hier is 1.6k mense in hierdie live. Kan ons net asseblief probeer om die laaste mense wat daar is, weg te kry daar, en dan Junie, ek sal met jou praat oor hoe ek kan help. Ek wil nie te veel op die app sê, want dit is, sy kan maar sê, sy record en sy kan sê net wat sy wil, sy kan, Google is almal se maatjie. Die Poppy Act het absoluut zero daarmee uit te waai nie. Ek dink net die mense wat daar is, moet gehelpe word, en dan moet ons nou maar seker maak. Ek weet, almal het 'n verlede, maar as jou verlede jou die hele tyd kom konfronteer, ek het rekord waar sy gesê het, die mense betaal nie, maar in die comments het die mense erken dat hulle met R600 deposit betaal. En sy is geregistreer as 'n NPC, nie 'n MPO nie. Hoekom registreer die hele tyd nuwe companies? Ek het 10.000 vrae, maar dit gaan nie geantwoord word nie, en eiendomsagent tel nie as prokureur nie, so, ja, laat ek nou maar nie met my LLB daaroor iets te sê nie, maar, ja, June, ek sal met jou van die app af praat, oor hoe ek jou kan help, in watter opsig ek kan help, maar, Bomma, dankie dat jy probeer so onpartydig as moontlik hanteer. Ek dink net, dit is vir my verskriklik hartseer dat broers nie met mekaar praat nie en alles, en dit is maklik om te sê, maar eerlikheid, as jy as kind, waar gaan jy? Wat is die alternatief? Ek het net 'n recording wat ek wil speel van waar SARS basies gekon word. So die recording is 'n klein bietjie van 'n tydjie. June, ek gaan dit vir jou ook forward, maar ek gaan dit nou op die live speel hierso. So as julle net vir my almal wil mute, dan kan ek dit speel. En dan ja. Voor jy dit speel, wil ek net vra, ek is met Cathy op die telefoon, sy vra groot asseblief dat julle haar kinders uitlos, Armand mag in geen boksies inklim op TikTok nie. Want Okay, ek gaan die voice note, ons het net vir my gestuur, ek gaan eerder die voice note nie speel nie, ek gaan net wacht, June, ek het hom vir jou geforward. Ja. Anyway. Enigiemand met enigiets anders wat jy voor in dag kom, wat ons nie al gehoor het nie, wat daar was, of wat mense het, wat daar was, en kan, ek dink die getuienis is
quite overwhelming at this moment. Ek het net een vraag, ekskuus julle. Ek het 'n ou tannie gaan haal daar wat die video is waar ons dit nou al uitgegooi. Ek het een vraag vir Kathy. Toe ek 2 maande terug, toe ek haar agtergekom het, sy gaan nou weer aan op TikTok. Toe het ek haar gekontak en vir haar gevra, kom het sy die tannie wat ons gaan haal het gesê, die tannie is vol drugs en drank. Maar toe ons haar gaan haal het en sy is getoets, toe was daar nie drugs of drank in haar sisteem nie. Toe sê sy vir my, sy is verskriklik jammer, maar sy het volgens die ander ou mense opgetree, want hulle het gesê die tannie het drugs gebruik en ek moet asseblief vir die tannie om verskoning vra. En dit is wat ek Kathy wou gevra het, dat sy my net hier kan antwoord, want nou gebeur dieselfde met tannie Jude, en dis elke keer die ou mense se skuld. Ek kan nie lekker dit klein kry, en nou wil sy haar kinders nie betrokke nie, maar haar dogtertjie is van kleins af gebruik in video's om geld in te samel vir die ou mense. So ek was in die huis in 44 Marine Drive waar daai eienaar ook gesukkel het soos nou. Hulle het haar eventually uitgekry. So ek sou graag net Kathy se antwoord op dit wou gehad het. Kan ek graag ietsie sê asseblief vanmiddag almal vanaand almal? Daai tannie Jude, as dit nie vir haar was nie, wat ons bewus gemaak het van hierdie hele storie nie, sou nie een van ons geweet het daar was gister nie eers kos vir daai mense om te eet nie. So almal wil haar nou onder die bus gooi en alles en kwaad vir haar en goed. Maar die een ding wat ek wil sê is, daai ou mense word almal gedreig, soos wat 'n mens kan agterkom, om niks te sê nie. Anders word iets aan hulle gedoen. En 44 Marine Drive was dieselfde, toe was die ou mense ook te bang. Dieselfde met die kinders. Hulle word gedreig om nie die waarheid te praat nie. Jy kan as jou 1 + 1 is gelyk aan 2. As die ou mense so behandel word die kinders presies dieselfde behandel. Hoekom het Pieter gevlug? Dis hoekom daai kind ook nou nie, hy wil sy naam skoon maak, maar hy wil ook nie sy ma te nakom nie, want dit bly sy ma. Maar mens kan sien, ja, 'n mens kan sien, 'n mens kan ook aan sy stem hoor, hy's bang. Hy's bang om eintlik te sê wat gaan aan. Amen. Ja, dis al wat ek wou gesê het. En tannie Jude, mens kan hoor sy's bang, want sy was vanoggend in 'n live, nadat sy gister met ons gepraat het. Was sy vanoggend in 'n live om te sê, sy wil net kom regstel, niks het met haar gebeur nie, en niemand was lelik met haar of niks nie. Maar daar hoor ons dan nou self, sy was vasgemaak. Hulle is bang. Dis hoekom ek sê, hulle word gedreig. Alles wat daar aangaan is regtig vir my, ek het gisterand al nagmerries gehad, ek dink ek gaan vanaand weer nagmerries hê. Die ou mense word al die jare, en dis hoe sy wegkom met dit, gemanipuleer en gedreig. Hulle is verskriklik bang. Ek wil nog iets gesê. Die klink vir my presies dieselfde as 'n jaar terug. Alles wat nou gebeur is presies dieselfde as 'n jaar terug. 'n Jaar terug het ons weer die ou mense uitgehaal en ons het die ou mense verwyder. Ek het ons ou mense tot in plek van veiligheid ingesit in Pennington. Katie was supposed om toe te maak. Sy was nie supposed om weer oop te maak nie. Wynand, ek kan julle waarborg, hy vrou het môre weer 20 mense in huis. Maar tannie, dis wat ek sê, ons het die Aberdeen Polisiestasie gevra om te gaan kyk. Die Aberdeen Polisiestasie het gesê, hulle was al daar, die vrou het vir hulle weggejaag. Toe het ek mense gegaan ver, verby Potchefstroom, op die plaasdorp, die paddock, toe het ek daai polisiemanne gebel en ek ken van hulle daar en ek het vir hulle gevra, hulle moet gaan kyk. Selfde storie, soontoe gegaan, kyk jy het hulle so gevloek en het hulle weggejaag daar. Maar hoe kan polisie net loop as iemand hulle wegjaag? Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Al breek net die hek oop, hulle het mos autoriteit. Hoor as hare om daar in te gaan. Hulle sê hulle was daar binne met die ou mense is ook baie te bang om te praat. Ja, dis asof kyk die hoe kan ek sê? Wag, dis sy sou vir julle verduidelik. Hallo julle almal, die probleem daar is dat Kathy kontakte het in die polisie. Dis probleem nommer 1.
Nommer 2, die polisie wat betrokke is daar. Daar is soveel sake oop teen haar, maar as die ou mense nie wil praat nie, hulle is so bang om te praat, dat van die ou mense het geweier om daar te loop, want hulle is so bang. Julle kan vir Shaz mooi ding. Hierdie hele storie is al 2 jaar terug tot lig gebring en dan gebeur dit net weer. Ons verstaan nie hoe sy daarmee wegkom nie, maar dit gaan nou al vir hoe lank aan. Haar kinders, haar seentjie is net so betrokke. Die een wat julle so jammer kry omdat hy nou 18 is, hy verniel die ou mense, Precies. net sy ma, net sy pa of sy stiefpa. As julle in julle kar klim en soontoe ry, dan gaan julle vir julle met julle eie 2 oë sien wat daai vrou aan daai ou mensies doen en hoe bang hulle is om daar weg te kom. Ek weet nie wat sy oor hulle koppe dra of wat sy hulle mee dreig nie, maar sy is 'n walglike vrou mens. Die polisie is besig met haar, maar as die ou mense weier om te praat of te beamoen, daar is saak na saak na saak wat tans besig is, wat teen haar oop is. So ek waardeer dat julle almal iets wil doen, maar ons gaan weer in 'n doodloopstraat opeindig, want die ou mensies is te bang om te praat, en die wat wegkom, hulle het sake oopmaak. Maar dit vat 'n rukkie om daai sake te ondersoek, maar die probleem is die ander ou mense wat dit kan beamoen, wil nie praat nie. Ja, want sy dan daai tyd toe ek Evie moet op te doen gehad het sy mense na my huis toe gestuur. Hulle het 'n keer kom gaan maar voor my ek gaan nou nie die klere wat noem nie, maar julle kan vir julleself dink. En toe het ons onttrek want ons kry haar nie gestop nie, en toe het sy nou weer, toe ek het nou weer betrokke geraak, want ek het WhatsApp so goed wat sy gevra het, asseblief kom ondersteun ons. En ek het dit nooit gaan doen nie, want ek het wel gesê, Kathy, ons weet mos nou waar ons met mekaar staan. Nou sê jy van die ou tannie was nie vol drugs nie, jy het dit eers agterna uitgevind. Dis dieselfde met tannie Judes. Hulle kom te voorskyn, maar die oomblik as hulle moet praat, dan Kathy hulle klaar gedreig. Ja, dis kom ek sê, vanoggend kom sê tannie Jude, sy is jammer, niks het met haar gebeur nie. Sy is okay, sy is baie jammer. So, wat het nou gisterand met daai arme tannie gebeur? Nou wat van die video waar Kathy op haar afgestorm het? Dis nie die eerste keer nie. Daar's voice recordings waar daai einste seun, Armand en Pieter, haar ex-man of wat ook al is, die ou mense vloek en verskree. Ja, nee. Kyk, as June vir my nommers wil stuur, of Bomma sy nommer vir my wil stuur, dan stuur vir al die foto's vir julle. Julle kan alshou. Daar is, ek het raak, daar's baie. En dan gaan jy sien, daar's van die foto's wat hartseer is, waarna julle sal kyk, en dan julle sal wil huil. Dit is mishandeling foto's, waar die ons ou mensies so verniel. Weet julle, ek wil net nog iets gou noem. Ek doen tuisverpleging nou al 35 jaar. Ek is 'n stafverpleegster, né? As ek 'n pasiënt gehad het op 'n plaas, byvoorbeeld op 'n plaas, dan moes ek die dokters se toestemming gekry het om enige medikasie toe te dien. Ons care workers mag nie aan daai goed gevat het nie. Jy mag nie 'n care worker 'n pynpil gee om vir daai persoon te gee nie, want kom iets oor, is dit op jou. So ek verstaan nie hoe sy sê almal dra daai uniforms, maar sy het in die hospitale ingegaan en gaan leerstrek. Dit kom al van 2020 af. 44 Marine Drive. Tanya, ek is amper doodseker, ek het 'n foto ook waar sy sit in soos 'n nurspakkie. Ja, Bomma het dit nou gewys. Ja, ek het so 'n foto ook. Goeienaand almal. Yes. Enigma se dokter TikTok, yes. Sorry dat ek nou hier inklim. Daar waar die seun gesê het, ja, die polisieman het gesê hy moet die ou tannie vaspind en goed. Geen polisieman mag dit sê nie. As die polisie uitgekom het soontoe, sou hulle paramedics gebring het of 'n ambulans gekry het om na die ou tannie te kyk en goed. My man was vir 21 jaar in die polisie gewees en ek was een aand saam my man toe hy aan diens was en ons het so 'n geval gehad. Ons moes die paramedics uitkry en 'n ambulans uitkry om my ou oom wat ook so te kere gegaan het, hospitaal toe te vat.
Hulle mag geen polisman mag sê, bind die ou tannie vas of so iets nie. Dis 'n kak storie. Sorry En dit vir 'n minderjarige kind, want hy was minderjarig. Exactly. En hoekom het hulle dan by die hek gestaan en hoekom was hulle nie in die huis nie? Presies. Hoe weet hulle wat daar in die huis aangaan, hoe die ou tannie te kere gaan? Maar Monica, daar gaan ek met jou, daar gaan ek. Man was so goed, moet ook dan vorendag kom en sê, hoor ek het dit gesê of ek het nie. Nee, dan moet julle weer die wette gaan lees. Jy So is 'n daar het publiek. ek kind ook gelieg. Ek is jammer Jy as- daar. Dit Jy as dis publiek hoe ek- mag iemand soos ek arresteer. sê, dis die ondervinding As die wat ek gehad het toe my persoon- man in die polisie was. As 'n Ek mag persoon nie ingegaan Het hy op die tannie gaan sit? Het daai laaitjie op daai tannie gaan sit? Sin 'n live gaan nou. Ja, ek sal die kos vir jou bring. Het daai laaitjie was daar gesê dat hy op die tannie gaan sit het? jy mag geen force op enige persoon gebruik om hulle te arresteer nie. Jy as publiek mag iemand arresteer as hulle 'n offense voor jou gepleeg het. 'n paar WhatsApp As hulle mense intensies hulle dieselfde gehoor. As jy intensie het om iemand te roof, iemand te ryp, moord te pleeg en dit is in jou bewussyn, mag jy iemand as hulle nie offense gepleeg het nie, mag jy glad nie iemand arresteer nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2. As jy iemand se field arresteer tot die polismanne daar opdag, hy mag vir jou sê jy kan hom arresteer tot jy daar kom want dit is 'n bedreiging vir die gemeenskap. Maar jy mag hulle net by die skouer, bo Arafat handjie agter die arm sit. That's about it. Dis wat jy mag doen. Verder mag jy niks anders te doen nie. Dit is die law. Gaan lees dit maar gerus. Nant, mag ek iets sê asseblief? Asseblief, ja, praat. Dis reg so. Okay, eerstens, as polisie by jou huis opdaag, maak nie saak wat gebeur het nie, of jy aangerand is of wat, as jy as mens, nie vorentoe kom en 'n saak gaan maak nie, dan doen die polisie niks nie. Dan draai hulle om en hulle sit hulle handjies agter hulle rug en hulle stap weg. Vra my, ek was abused en ek het kon 'n saak gemaak, dat toe vra die polisie vir my, wil jy 'n saak maak? Ja of nee, ek was blou geslaan, stik in bloed, whatever. Maar ek het gesê nee, want ek was bang. Daai ou mense is bang. Die mense verstaan dit nie. So die tannie wat vasgebind is, sy moet self sê, hoorie, meneer polisieman, ek is vasgebind. Help my asseblief. As sy dit nie doen nie, kan hulle niks doen nie. So ek gee nie om wie in die polisie werk of wat nie. Dit is hoe die law werk, of daai tyd toe ek met dit te doen gehad het. Maar die ou mense in daai huis, wat ek nou sien, is so bang. En nou word die kinders ingebring, die seentjies van 18 en weet jy wat? Hulle is gemanipuleer, hulle ouers is ongelukkig die resultaat van wat hulle geword het. Want dit is die ouers se skuld. Daai kinders het nie gevra om so te wees nie. Daai kinders doen wat hulle ouers vir hulle sê om te doen. As daai ma sê, jy sal die tannie vasbind, dan doen die kind dit. Want waartoe gaan daai kind? Het hy 'n ander huis? Het hy 'n ander werk? Het hy enige iets anders waartoe hy kan gaan? Nee, hy is in sy mammie se huis, en sy mammie beheer hom. Dis nie reg nie. En op die einde van die dag gaan al die fokus af van wat regtig daar gebeur, en die regte resources word nie genader nie. Die mense moet na die regte mense toe gaan, wat die regte goed kan doen om daai ou mense te help. Dit gaan oor die ou mense wat daar bly. Op die einde van die dag, wat nie kos kry nie, wat mishandel word, wat bang is, maar nou word alles op TikTok gegooi, en almal kry 'n geldjie, en almal sê 'n woordjie, en almal doen dit en dat. Ek staan teen sommige mense op hierdie app, en ek staan vir sommige mense op hierdie app. June is een vir wie ek staan. Die mense kort hulp, die regte hulp, af van TikTok af. Dit moet nie 'n social media ding wees nie, dit moet iets wees waar daai ou ooms en tannetjies gehelp kan word. My ma bly in 'n SAFS huis plekkie. Dit is soos 'n aftreeoord, 'n vroue vereniging plekkie.
Sy kry SASSA. Sy betaal R1,500 'n maand en as sy kos wil hê, dan betaal jy X bedrag 'n maand ekstra. Dan kry jy bordekos, daar's mediese hulp, daar's kerk, daar's alles. Ja, SAVF, wat die ou liewe is. So daar is plekkies vir mense, maar die Kathy ding se storie het nou al hoe lank terug al begin en nou gebeur dit weer. En die mense, weet jy, daar's eintlik goed dat ek nie eers wil sê nie, maar daar is hulp vir daai mense. Op die einde van die dag gaan dit oor die ou mense. Dis ou mense wat soos kinders word. Hulle verstaan jy, as jy oud word, is jy soos 'n kind. Jy het hulp nodig. Jy kan nie meer al hierdie goed doen soos jy gedoen het nie. Jy verstaan nie, jy's bang. Daai mense is so bang. Dis nie eers snaaks. Dit is daai is een van my dinge. Ons weet ons verstaan hulle is bang. Ons verstaan dit. Ek weet hulle gaan nie net gaan praat nie. Dit is wat daar gebeur. Dit breek my, as dit by ou mense en kinders kom, ek weet nie, ek sal iets oorkom. Ou mense en kinders se seer en verdriet nie. Daai mense van hulle het nie eens nie 'n familie wat na hulle uitreik of kyk of hulle weggegooi. Ek wil net gou vra hierso, jammer, vergewe my dat ek inval in chip daarso. Die profile met die naam van wat is dit, I Need Jesus of All of Jesus 2, wat kan jy net vir my asseblief request? Ek vra regtig. Boma, ek wil net gou graag iets vir Tannie Kathy sê. Julle wag net 'n bietjie wag. Hallo. Kan ons miskien vir haar verduidelik hoe om te request, want ek kan haar nie request nie, sy's 'n private. Daar is onder 'n mannetjie en 'n vroutjie, ek dink is rooi en blou. As jy op dit klik, dan gaan jy in die boksie klim. As jy nie hier wil praat nie, kom in kontak met een van ons. Jy hoef nie hier te praat as jy nie gemaklik voel nie, maar ek dink sy weet miskien dalk hoe om dit te doen nie, hoor. Is reg, ek wil net ietsie sê vir Tannie Kathy, aangesien sy hier nou luister. Tannie Kathy, jy moet een ding onthou. Jy raak ook oud. Jy gaan op 'n stadium kom wanneer jy ook nie gaan kan loop of jou arms gebruik nie. Mag jy dit nie deurgaan wat jy aan ieder en elke ou tannie, ou oom doen nie. En onthou, ja, jou kind is 18, maar hy behoort ook te weet wat is reg en verkeerd. Dis al wat ek wil sê, dankie. Okay, is it okay if I talk right now? Go for gold. Guys, this is happening on my doorstep, 5 kilometers away. It's been going on for 4 or 5 years. No, it's actually been 8 years because she started on the further south coast, like Port Edward side, and she's moved through Shelley Beach, and now she's landed up on my side of the coast, nee? Ja, Shades, ek het nou net gesê, 8 jaar gaan dit aan. She pays the police off, she takes their SASSA cards, and we've proven this. It was 2 years ago. Moy, Shaz, I had this conversation last night. I don't know why it's coming up again, but it is. I had this conversation last night. Moy and Shaz came down to the south coast and they tried to intervene. And let me tell you something, there were probably about 20 of us women that were trying to pile people into our cars to get them away from there. We probably got about 22 people out. The rest didn't want to leave. Okay, wag. So julle het 'n klomp mense daar uit. Wynand en Shade het 'n klomp mense daar uit. Hoeveel keer is hierdie al gedoen? Yeah, so one of the women that were in our group that helped them out, or helped us to get them out, she rented a house for them on her own name and everything. She cooks for them. She does everything for them every day, and it's a proper ouerthuis, né? She does absolutely everything for them. And she was one of the ladies that were there in the 22 girls or women that were there, that I even got our local security company to come and kind of guard us because we were a little bit scared. And let me tell you something, nee, daai seentjie, dit was 2 jaar terug. At 16, you know what's right and wrong. I'm sorry.
ek nou wou sê, as ek vir my laaitjie van 12 sê, hy kom maak hierdie ou tannie vas met toue, gaan ek van sê, mamma, ek wil nie dit doen Nee, nie. maar dit is- Jenny, hoekom weet moet jy jy wat dit doen? nee? Ons het buite gesit. Die pa het daar in die bakkie geklim en hy het hulle uitgehaal van die huis uit in die bakkie en hulle het weggery. Because the heat was on, nee, the whole of Aberdeen was all over them. Wag, wie gaan... Shades? Nee, dat was die Shades nie. Daar. Oh shit. Ja, ek vra weer, guys, as julle weet van mense wat in die verlede al daar was, wat hierdeur gegaan het, asseblief kom in kontak met my. Hoe meer verklarings of stories ons het wat ons na die media toe kan vat, hoe beter. Ons het En ek nodig sê vir jou nou, nee, sy sit hier so en sy fucking luister vir almal van ons and she's pulling out a toffee for us. She Ja, knows dis 'n exactly ander, how I'm involved. She knows how I'm involved. Sy het nog 2 companies op haar naam, of ek weet nie of dit NPO's is of wat dit is nie, maar daar's 'n ander een, gaan ek vir die naam sê? Maar June, she pays the SAPS here in Aberdeen, so she can do what she wants. Unfortunately. Nee, sy is nie bang nie, Erika. Sy is nie bang nie. She's definitely not scared of fuck all. If you pay in the SAPS, then you're doing well for yourself. I know for a fact. You know what? Somebody get Ben Larkin in this live because his mom was there. His mom was in the same freaking safe house, golden oldie, whatever they call themselves. They change every month. Die ander ene se naam is Our Safe Haven, vrouwtjie. Met so klem? Camisa Logistics. Ja, maar dis die ding, Shades. We had security there. We didn't even bother with the SAPS because we know she pays the SAPS off. Unfortunately, it is Aberdeen. It's the way it is. Bianca Swanepoel, kom in kontak met my, want dit is hoekom ek gevra het, hoe kom die Ensland familie in die logistics company in? Kom in kontak met my, want jy weet baie. Jy weet baie. Bianca Swanepoel weet baie. Ok, julle, ek gaan jump, ek het 'n paar dinge om deur te werk, daar's ongelooflik baie artikels so goed wat deurgekom het in informasie, alles is op social media. I'm going to tell you, he was in her favor until her mom was kicked out. June, ek gaan vir jou nog nommers en goeders aanstuur. Ek het 'n hele klomp bygekry. En dit is van mense wat daar so wat familie daar gehad het en so as alles het vir jou stuur. Ek gaan afspreek mense, my battery is laag. Ek moet by charge.punt uitkom. Ek vra om verskoning. Ek gaan weer net nou live kom. As June live gaan, kan julle oorgaan soontoe. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Baie dankie vir almal. Jy ook, oma. The plates. Okay.